jy het in vrugbare grond gesaai sopas. Dit is my wonderlike voorreg om vanaand die woord te kan bedien. En dankie vir die geleentheid, Pastoor Henry. En wat 'n woord vanoggend. Amen. Mentaliteit vir die bonatuurlike deurbraak. Ja, het is lekker om 'n geestelike seun van Pastoor Henry te wees. Ons kry partykeer sulke snippets voor die tyd. Soos is ons 'n paar dae, soos is 'n paar weke voor, maar dit is absoluut 'n awesome woord. As julle dit nog nie gehoor het nie, as julle dalk so stout was om te gemis het, dis reeds op die website beskikbaar, www.aanbidding. Luister dit, as jy het gehoor het, luister dit weer, want ons het die hele tyd nodig om ons denke vernuwe te word. Amen. Wel, in Afrikaans het ons hierdie gesegde: aanhouer wen. Dis aanhouers wat wen. En as ons kinders is, dan hoor ons hierdie stories van Hasie en Skilpad. Wie is nie bekend met die storie van Hasie en Skilpad nie? Ok, so julle spaar my. Hasie en Skilpad, ons hoor die stories, ons sien die stories op kinderprogrammetjies en ons weet, die Skilpad het gewen. Die Hasie het gedoedoe en die Skilpad het gewen. Maar dit is 'n aanhouer wen. En ons leef in 'n vreeslike liberale stelsel deesdae, want alles is maar oké. Jy weet, dit is oké dat Hasie 'n bietjie gaan hardloop en 'n bietjie slaap en 'n bietjie hardloop en 'n bietjie slaap en 'n bietjie hardloop en 'n bietjie slaap. Dis oké. Dit is oké dat daar 'n klomp projekte in die lug rondhang en niks wat totaal of op die punt kom waar dit gefinaliseer word nie. Dis oké, want ons neem mense in ag en dinge gebeur en dis net dalk te veel. Oké. Want dit is amper asof ons 'n ding besig is om te kweek. Dis oké dat dinge wag. Dis oké as mense maak soos hulle wil. Dis oké dat mense net so wan en dan kerk toe kom. Dis oké dat ons net so nou en dan 'n tiende en 'n offergawe gee vir die koninkryk van die Here. Dit is oké, want dis alright. Dis ons aanvaar dit nou maar so, want jy weet daar is moeilike tye en tye druk partykeer en is nou maar oké. Ek het 'n probleem eintlik met die woord oké. Dis 'n woord wat vir my so 'n bietjie te gemaklik in die samelewing ingeval het en wat ons eintlik in 'n mate te gemaklik begin vat het vir onsself. Vra vir iemand, hoe gaan dit? Oké, dankie. En sê oké, hoe gaan dit regtig? En dan hoor jy wat agter daai oké sit. Dis asof ons dit so maklik aanvaar het, net hierdie oké. Wel, kom ek begin met die geleesde gedeelte. Ek gaan in Lukas 18 lees. Die eerste 8 verse van Lukas 18. Vers 1, en hy het ook aan hulle gelykenis vertel, met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. Kyk vir jou langs jou sê van moenie moedeloos word nie. En gesê daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee en sy het gedurig na hom gekom en gesê: "Doen reg aan my teenoor my teeparty." En 'n tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê: "Al vrees ek God ook nie en al ontsien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie eintlik kom en my in die gesig slaan nie." Toe sê die Here: "Hoor wat die onregverdige regter sê. Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle dat hy gou aan hulle reg sal doen. Maar die seun van die mens kom, maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op aarde vind." Wat vir my wonderlik is van hierdie storie is, Jesus vertel hom. En hy vertel hom, en hy deel met hierdie mense 'n klomp dinge omtrent 2 mense. En ek wil graag net vinnig die 2 goeders verduidelik van hierdie 2 mense. 'n Weduwee in die Bybelse tyd is iemand wat regtig baie ver
af in die sosiale rang is, as 'n mens dit so kan uitdruk. Sy het nie 'n man wat vir haar kan opstaan nie. En dit het 'n klomp wettige aspekte van haar verwyder. As haar man dood is, en sy nie 'n seunskind gehad het nie, sit die vrou met 'n bietjie van 'n probleem. Want sy het dalk 'n erfporsie wat sy nou by haar man moet erf, maar die regter moet dit toestaan. So, sy sit met goed, maar sy het niemand om haar te verdedig nie. Sy het niemand om vir haar in te staan nie. As daar nie mense is wat naby aan haar is nie, dan het sy niemand wat haar kan help nie. En die regter aan die ander kant van hierdie munster, het hy weer alles. Hy het die gesag van die koning op hom, hy maak amper soos hy wil, en wat hy sê, staan. En hier is die twee uiterste partye. Die een wat letterlik, hoe sal mense nou sê, met die hoed in die hand moet staan, en die ander ene wat die mag het om net so 'n ding te laat gebeur. En hierdie vroukie kom by hierdie regter, en sy sê vir hom, help my. Help my. En hierdie regter draai net die hele tyd 'n dowe oor, 'n dowe oor, 'n dowe oor, 'n dowe oor. Nou kan julle dink, die vroukie het 'n gesindheid gehad van, dis 'n bietjie koud vandag. Ek weet nie of ek vandag die regter gaan pla nie. Wat sou hy gedink het? Hy sou op 'n stadium gedink het, maar die vrou is nie ernstig nie. Ja. So ek gaan haar net 'n bietjie los. Ek gaan haar net so 'n bietjie los, as ek haar aanhou ignoreer, dan gaan die probleem weggaan. Ons dink mos so daaraan. As ons hierdie ding net lank genoeg ignoreer, dan sal hierdie probleem verdwyn. En as sy nie uit die aard van die saak aangegaan het nie. En ek wil Jesus vertel hierdie gelykenis, nie? En hy sê 'n lang tyd. En ons het al almal gesê, even when God is 4 days late, he's still on time. So as die Here sê lank, dan wil ek nie weet hoe lank het hierdie vrou daar by hy man geplan nie. Alright? So hierdie vroukie is dag en nag in en uit, en sy wil net reg aan haar laat geskied. Sy wil wat hare is, na haar toe laat kom. En sy moet aanhou, en deurdruk, en sy moet net aangaan. Sy is hierdie laagste op die sosiale ranglys. Met ander woorde, dit is amper asof die mense half neerkyk op haar. Sy het nie gesag nie, sy het nie insaag nie, sy het nie invloed nie. Al wat sy het, is om aan te hou. Nie op te gee nie, aanhou. Ek moet wen, ek moet dat hierdie man sy mind change oor hierdie situasie waarin ek is. Ek moet aanhou, ek kan nie opgee nie. As dit koud is, moet ek opstaan en nog steeds daar wees. As dit warm is en ek my sok nat sweet, ek moet daar wees. Al het ek nie geld nie, dan stap ek soontoe, maar ek moet aanhou. Hier's iets in my wat my dryf en sê, ek moet aanhou, ek kan nie opgee nie, want die oomblik as ek gaan opgee, gaan hierdie man nie dink ek's ernstig nie, en gaan ek verloor wat myne is. Hier's ander mense wat wil vat wat myne is. Hier's ander mense wat my teestaan. Sy staan voor hierdie man met haar ten opsigte van haar teepartye. So daar's ander ouens wat daai grond wil hê wat hare is. Daar's ander ouens wat haar blessing wil steel. Daar's mense daar buite, daar's omstandighede daar buite. Daar's 'n geveg in die gees wat jou deurbraak wil steel. Come on. En hierdie vrou sê, ek gaan aanhou, ek gaan volhard, en die Here wil hê, ons moet volhard, want Jesus sê, hy wil volhard, tot op die einde toe, sal gered word. En daar is so baie mense, vandag by die huis, wat sê, die eerste keer, die tweede keer, die derde keer, toe die regter vir my gesê het, nee, gaan weg van my af, toe vat ek aanstoot. Hy het nie eens aan my gestoot nie, maar ek het dit gevat. Die man wil nie na my luister nie. Ek gaan hom maar opgee. Ek is maar net 'n weduwee. Wie's ek nou eintlik? Die Here laat dit reg geskied. Baie maal in die bediening het ek ook al gesien. Mense gee op as gevolg van goeders wat hulle in hulle lewe koester. Sonletjies, goede wat nie behaaglik is voor die Here nie.
Hulle dien die Here, hulle vertrou die Here vir 'n deurbraak, en dan skielik kom die vyand en hy gooi al hierdie goeters voor ons in. En hier's 'n baie mooi skrifgie wat ek vir julle wil lees in Psalm 37, 23 en 24. Deur die Here word die gange van 'n man bevestig. Hierdie vrou, hierdie weduwee, haar gange was deur die Here bevestig en hy het 'n welbehae in sy weg. As hy val, dan stort hy nie neer nie, want die Here ondersteun sy hand. Amen. Weet, ons raak moeg. Hierdie vrou het sekerlik moeg geraak met tye, maar die Here het haar hand geondersteun. Die Here het haar vasgehou. En hierdie man was goddeloos. Baie keer is dit soos goddelose mense wat ons blessing van ons af weghou, wat ons blessing van ons weerhou, want hulle dink, hulle het die mag, hulle is in 'n posisie om dit te kan vashou. Ons kan nie noodwendig daai persoon se mind verander nie. Maar weet jy, die Here doen 'n ding skielik. Skielik. Daar was 'n lang tyd wat hierdie weduwee, hierdie regter net geïrriteer het. Maar skielik, toe kom hy deurbraak. Net eendag te sit en dink hy by homself. Ek bedoel, daar's nou al 'n lang tyd wat verbygeloop. Snaaks het dit nie van tevore geplaas nie, maar skielik, eendag is hy bang. Hierdie vrou gaan vir hom blaai as hy vir hom in die straat kry. I mean, 'n lang tyd loop verby en sy hy dink nie eers daaraan nie, maar skielik in eendag, in een oomblik. Ek sê baie keer vir die jong mense, as hulle vir my sê, ek is moeg gewag, dan sê ek, weet jy wat, skielik. Jy gaan nog gister single wees, en skielik stap baie man of baie vrou in jou lewe. Hey. Skielik het die aanhouer gewen. Daai hasie het gelê en slaap, en skielik toe's die skilpad voor die lyn. Toe's hy daar, en toe hy nog dink hy's besig aan die hol, toe's die skilpad al aan die kant die lyn. Skielik. Ek dink aan John Wesley, ek nou die dag net so 'n bietjie oor hom opgelees het. Die deursettingsvermoë van die man. Hy het dagboek gehou en dit was so wonderlik. Dit het my so gebless om te lees die dagboek wat hierdie ou gehou het. 'n kragtige herlewingsprediker in Engeland veral, maar ook in Europa. Dan skryf hy, dan loop sy dagboek so en sê, today I visited this hall, there were 100 people. Ek was uit die kerk uitgejaag. Toe gaan preek ek op straat, die polisie wil my toesluit. Toe beweeg ek voort, ek gaan na hierdie dorpie toe, by my aankoms in die dorpie, het hulle vir my gesê, ek is nie welkom nie. Toe kom ek by hierdie ander dorpie en 1000 mense kom tot bekering. Amen. Aanhouer wen. Maar dan sien hy net hierdie dinge in sy lewe, weet, meeste van die ouens gaan dalk soos hierdie John Wesley kom en sê, nee, ek dink nie die Here het my geroep nie. Ja. Ek staan voor 100 ouens en niemand kom tot bekering nie, inteendeel hulle jaag my weg. Aanhouer wen. Mense se opinies verander daagliks. En jou posisie, wie en wat jy is, bepaal nie of jy eerste of laaste gaan kom nie. Ek wil gou vir julle 'n klippie wys. Is julle reg? Ons het dit al gesien, maar kyk maar weer aan, dis great.
Hierdie is die 1992 Barcelona Olympiese Spele. Meeste mense sal nie eers weet wie daai wedloop gewen het nie. Ons is in 2016 en ons sien nog steeds hierdie ou wat nie gewen het nie, maar nie opgegee het ook nie. Waar jy is in die lewe, jou posisie, wen word nie bepaal deur jou posisie nie. Hy was nie eerste oor daai lyn nie, maar hy het so gewen dat hy in die harte van mense ingekruip het, want hulle het gesien die aanhou wat in hom was. Die storie word vertel dat toe sy pa by hom kom, toe sê hy vir hom, want hy sê toe vir sy pa onmiddellik, my hamstring het geskeur. En julle moet verstaan, hy was een van die gunsteling atlete om daai spesifieke wedloop te wen, want die beste baan in atletiek is 4 en 5. En hy was in baan 5. So hy was een van die gunstelinge om te wen. En sy hamstring skeur, net so voor die 200 meter man. En sy pa sê vir hom, kom ons gaan af. Hy sê vir hom, ek moet klap. Ek moet klap. En hy sê vir hom, okay, maar dan doen ons dit saam. Sien, in ons lewens omring die Here ons baie maal met mense. Mense wat jou gaan help aanhou. Mense wat jou gaan motiveer. Daar iemand wat langs jou gaan inkom en sê, okay, dan maak ons saam klaar. Maar ek wil vir jou ook sê vandag, dat jy moet versigtig wees met wie jy wat deel. Wanneer jy besig is in jou wedloop. Wanneer jy besig is om aan te hou en deur te hou. Dit waarmee jy besig is in jou lewe, daai een ding wat jy aanpak. Wees versigtig wie in jou lewe saam met jou invat. Ek wil nou by dit uitkom te sê, hoe kan ek uithou en aanhou? En dit is een van hulle, is mense om jou. Ja. Maar Matteus 7 vers 6 sê, moenie wat heilig is aan die honde gee nie, en gooi julle parels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeur nie. Omring jouself met die regte mense. Pastoor Henry sê vir ons altyd sê, be careful of those who don't clap when you win. Dis een van die redes hoekom mense nie aanhou nie. Hulle deel dit met die verkeerde mense. Hulle vat hulle parel, hulle gooi hom voor 'n vark neer. Daai parel vertrap die vark. Hy vark vertrap die parel en hy vark spring om en dan byt hy die persoon en dan sê hulle soos, ek het nooit gedink nie. Nee, varke is varke. En hulle gaan maak soos varke, hulle gaan doen soos varke, hulle gaan optree soos varke en hulle gaan reageer soos varke. So moenie jou parels met 'n vark deel nie. Dis die storie van die para en die skorpioen. Die skorpioen aan die ander kant van die water wees. En hy sê vir die para, maar vat my oor. En die para sê vir hom, maar kan jy gaan vir my bykom? En hy sê, nee, maar ek sal nie. Want ek wil ook aan die ander kant kom, en as ek jou bykom, en jy gaan dood in die middel van die water, en verdrink ons al twee. En die para dink toe, okay. En hy gaan toe, en hy laat die skorpioentjie opklim, en halfpad in die water, en toe kom die skorpioen die para by. En hy sê vir hom, maar hoekom doen jy dit? Ons gaan altyd nou vergaan, en hy sê toe vir hom, maar ek is 'n skorpioen, dis my natuur. Ja. Moenie jou parels vir die varke gooi nie. As jy 'n droom het, wat jy die Here voor vertrou, as daar iets in jou hart is, wat die Here met jou oor besig is, daai een groot ding, wat jy weet, die Here vir jou gegee het, hou aan. Dinge lyk dalk nie goed nie. Dinge gaan dalk nie goed nie. Hou aan. Omring jou met die regte mense. Omring jou met mense wat saam met jou kan droom. Mense wat saam met jou daai pad kan stap. Die ou wat op die 200 meter merk langs jou gaan inkom en sê, weet jy wat, ons gaan saam klaar maak. Ek glo in jou. Hou aan. Vat dit in gebed in jou binnekamer in. Weet, gebed is een van die wonderlikste dinge wat ons kan doen. Bid dit deur. Daar's iemand vir wie jy bid om nog tot bekering te kom. Hou aan bid. Hou aan bid. Matteus 6 vers 6, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Dis een van die grootste plekke, een van die beste plekke om jou drome oop te maak, om jou lewe oop te maak.
Dit wat die Here in jou gesit het, daai passie wat in jou ingebore is ingebed in die binnekamer in. Die Here is seker die slegste geheimhouer wat daar is. Want dit wat in die duister gebeur, sal in die openbaar gebring word. En dit wat jy in die binnekamer insit, sal hy ook in die openbaar inbring. En weet jy, dis alles tot verheerliking van ons, sodat ons hom kan verheerlik. In gebed druk ons deur, ons sê, Here, ek vertrou U. U het hierdie ding op my hart geplaas. U het hierdie ding in my lewe ingeplaas. Ek het nie self hierdie drome en ambisies gaan doen nie. U het dit in my inkom sit. Ek is geskape, ek is gemaak na U beeld. Ek kan, maar ek het nodig dat U dit saam met my doen. En dan vat hy ons. En hy vat ons in dit in. Hy launch ons in dit in. Skielik, maar dis aanhou, deurdruk, vasbyt. Uithou en aanhou. Dit is nie noodwendig die beste ou wat wen nie, maar dit sal verseker die een wees wat nog daar is aan die einde, ten spyte van alles. Eendag 'n wonderlike ding gehoor, getuienis gehoor van Creflo Dollar, waar hy het hierdie magtige groot kerk in Amerika. Massive kerk. Dink as by die 10,000 lidmate waar hulle al draai, en hy is reg oor die wêreld, en hy het 2 kerke, hy het een aan in College Park, en dan sy ander aan in New York. En die Here deel eendag met hom 'n interessante ding. Hy sê vir hom, Creflo, jy is die 3de ou vir wie ek die droom gee. Die 3de een. Met ander woorde, nommer 1 en 2 het nie aangehou nie. Het nie deurgedruk nie. Dis eintlik 'n bietjie groot. Wat is binne in elke een van julle? Aanhou, deurdruk. Jy vertrou die Here vir hierdie goddelike deurbraak. Jy het jou gelofte betaal. Geruk terug het pastoor Henry daaroor bedien, van die gelofte betaal. Maak 'n gelofte vir die Here en vertrou die Here vir jou deurbraak. Jy het jou gelofte betaal, maar nou is dit asof dit stadig gebeur. Ek wil vir jou sê, hou aan. Jy is 'n 10de betaler. En jy ervaar dalk die dinge is bietjie styf en 'n bietjie moeilik. Ek wil vir jou sê, hou aan. Jou hand is oop om te saai. Ek wil vandag vir jou sê, hou aan saai. Hou aan. Moenie ophou nie. Hou aan. Druk deur. Moenie luister na die stemme van die wêreld nie. Want die stemme van die wêreld wil jou na 'n pad toe vat van verwoesting toe. Want die duiwel se werke is deur Jesus geopenbaar. Steel, slag, verwoes. So die oomblik as hy jou in 'n rigting intrek, wil hy of steel, of slag, of verwoes, of al 3. So as hy jou wil stil maak, as hy jou wil stil kry, dan weet jy is dit tyd om op te staan en te brul. Dan is dit tyd om aan te hou. Dan is dit juist die tyd om deur te druk. Dan is dit tyd om jou dalk met iemand te omring. Dan is dit tyd om te bid soos nog nooit van tevore nie. En in te gaan en te sê, Here, ek vertrou U soos nog nooit van tevore nie. Want ek gaan nie opgee nie. Ek gaan nie opgee nie. Dis wonderlik om te sien, dat iemand wat deurgedruk het, die mense om hom, geniet altyd daai blessing. 'n wenner se mense om hom, geniet sy winnings. Die ou wat deurdruk, die ou wat vasbyt, die ou wat aanhou, die mense om hom, geniet daai blessings. Ek gaan vandag vir julle ding sê uit my hart uit. Uit my hart uit, en om geen indruk te maak nie, die Here hoor my. Ek geniet vandag blessing in die bediening, omdat daar 'n ou voor my was, 'n ou voor my is wat aangehou het, wat deurgedruk het. Pastoor Henry het hierdie plek gevat en het aangehou. Hy het deurgedruk. Hierdie gemeente gaan in 'n volgende level in. Ons almal weet na waartoe ons wil beweeg, maar dit het gekom omdat daar 'n ou was wat aangehou het en deurgedruk het. 'n Man wat gegaan het en gesê het, ek gaan aanhou, ek gaan deurdruk, en ons staan op die voorrand van groot goede, en ek weet, ek ken hom, hy gaan aanhou, hy gaan deurdruk, en al wat ek die Here vra is net, Here, dat ek langs hom sal wees, onder hom sal vashou en sê, okay pastoor, is dit wat U droom
droom is, dan droom ek saam met U en ons gaan aanhou en ons gaan deurdruk. Want hierdie gaan nie net 'n blessing vir hom wees nie, hierdie gaan 'n blessing vir Pretoria Noord wees. Dit gaan 'n blessing wees vir elke lidmaat binne in Pretoria Noord. Jy wat hier sit vanaand, jy wat hierdie blessings in jou lewe geniet, dit is omdat daar iemand was wat aangehou het en deurgedruk het. En weet jy het dalk self die pryse betaal. Jy het aangehou en deurgedruk. Meer as baie anders sit jy hier vanaand en jy sê, ek is hier vanaand want ek het aangehou. Ek vertrou die Here. Ek vertrou die Here. Ek gaan aanhou. Ek wil deurdruk. En dit gaan nie oor die hoeveelheid kere wat ons misluk het en geval het nie. Dis so vinnig dat die duiwel ons aangehou baie goed wil vestig. Maar jy is nie goed genoeg nie, jy kan nie. Niemand in jou familie het al ooit daarby uitgekom nie. Maar ek sal die eerste een wees. En as ek daarby uitgekom het, gaan almal in my familie daai blessing kry. Ek het 'n verklaring wat ek wil hê ons moet doen ten afsluiting, maar voor ek daarby kom, het ek nog 'n klippie vir julle. So, gooi hom vir ons asseblief. School basketball team. He went home, locked himself in his room, and cried. He wasn't able to speak until he was almost 4 years old, and his teachers said he would never amount to much. Was demoted from her job as a news anchor because she wasn't fit for television. Newspaper for lacking imagination and having no original ideas. At age 11, he was cut from his team after being diagnosed with a growth hormone deficiency, which made him smaller in stature than most kids his age. At 30 years old, he was left devastated and depressed after being unceremoniously removed from the company he started. A high school dropout whose personal struggles with drugs and poverty culminated in an unsuccessful suicide attempt. A teacher told him he was too stupid to learn anything, and that he should go into a field where he might succeed by virtue of his pleasant personality. Rejected by Deccan Recording Studios, who said, "We don't like their sound, they have no future in show business." His first book was rejected by 27 publishers. His fiancée died, failed in business, had a nervous breakdown, and was defeated in 8 elections. If you've never failed, you've never tried anything new. Wat se stem is daar wat die droom wat die Here in jou hart gesit het besig is om stil te maak? Wat se stem is daar? 'n Onderwyser, 'n pa, 'n ma, iemand wat die parel in jou lewe vertrap het. Daar is mense wat die wêreld verander het, omdat hulle gekies het om nie hulle te steur in die opinies wat mense oor hulle uitgespreek het nie, maar om deur te druk en te glo in dit wat die Here in hulle harte geplaas het. Hulle is nie noodwendig almal kinders van die Here nie. Hulle het nog steeds die lewe van ons verander. En dit 'n groot impak gemaak. En dit omdat hulle aanhou. Want aanhouers wen. Ek wil net 'n verklaring maak en hiermee gaan ek afsluit.
Weet julle of my nou op die bord? Hey, dis oulik. Ek is 'n wenner. Ek sal uithou en aanhou. Ek sal doen wat ek kan doen en my beste gee. Selfs die wat teen my is, sal ingee. Selfs die wat nie in my glo nie, sal beskaam staan. Ek sal nie toelaat dat mislukkings en opinies my doelwit bepaal nie. As ek val, sal ek gou weer opstaan, want die Here is met my. As God vir my is, wie kan teen my wees? Amen. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om U te kan dien. Here, alhoewel dinge nie altyd maklik gaan nie, sal ons aanhou om U te dien. Here, ek bid dat U binne in elke een van ons, soos hierdie weduwee, 'n ding sal insit, Here, 'n gees sal insit, dat die Heilige Gees binne in ons 'n werk sal doen om aan te hou, om deur te druk, om doof te wees vir die opinies van die wêreld, maar ons ore gefestig te hou op U woord, dat ons sal aanhou en deurdruk. Here, baie dankie dat U ons sien as 'n wenner. En Here, ons kies vanaand om onsself te sien as wenners. Ons sal aanhou. Ons sal nie opgee nie, want U is met ons en U is vir ons. Ons eer, ons loof en ons prys U in Jesus naam. Amen, amen, amen.